Weereens baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het. Nou in vandag se video gaan ons kyk na die oorlog wat in Iran aan die gang is. Wat is daar besig om te gebeur? Nou hierdie oorlog is 'n realiteit. Dit is besig om toe te neem met verrykende gevolge vir die hele wêreld. Nou in hierdie video gaan ek ook vir 'n paar videoklips speel van Dani Botha, waar natuurlik 'n video gedoen het oor die oorlog in Iran. En hy het sekere uitsprake gemaak, onder andere dat Amerika hierdie oorlog baie maklik gaan wen en Iran totaal vernietig gaan word. Nou daar is ook ander eindtydleringe oor die Gog en die Magog en die verdrukking, die wegraping, hoe hy skrifgedeeltes gebruik en dit buite konteks gebruik om hierdie beweringe te maak. So kom ons spring dadelik weg. Nou ja, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing en tot onderwysing in die geregtigheid. Nou daar is baie misleiding en juis ook oor die eskatologie. Is daar baie misleidende leerstellings. Ons gaan dit weer lê en teregwys in liefde. Ons val niemand aan nie, maar dit is belangrik dat ons daarna gaan kyk. Kom ons gaan kyk na die eerste videoklip van Dani Botha, waar hy beweer het, as jy die hele video gaan kyk, sal jy sien dat hy sê Iran wil Israel en Amerika vernietig en uitwis. Dit gaan nie gebeur nie. Ja, dit gaan nie net gebeur nie, maar dan sê hy natuurlik dat Amerika hierdie oorlog baie maklik gaan wen. Is dit werklik so? Kom ons hoor wat sê Dani Botha. Maar as hierdie oorlog nou gebeur en teen die tyd dat u dalk hierdie uitsending van my sien oor 'n week, dan het die oorlog dalk al reeds begin gebeur. Maar die oorlog wat gebeur, daar's geen argument daaroor dat Amerika dit maklik sal wen. Hulle gaan daai IRGC heeltemal uitskiet. Nou ja, hy sê dat Amerika hierdie oorlog maklik sal wen en Iran sal vernietig. Is dit werklik so maklik? En nou ja, ons moet kyk wat gaan gebeur, maar kom ons luister wat sê Douglas Macgregor. Hy was 'n adviseur vir die Secretary of Defense van Amerika en 'n man wat baie kennis het oor hierdie oorloë en goed, hy's 'n ou soldaat gewees. Nou kom ons hoor wat sê hy, wat is besig om in Iran te gebeur. In the meantime, the Iranians, who always knew this was coming, just as I said it and many other people said it, had spent the last 20 years putting together a way to survive it. And that has been their goal, to survive the inevitable onslaught of American military power. And they've done it. And not only have they survived it, but they've managed to strike back very decisively against their opponents. And they have punished everyone and anyone who worked with, supported, or cooperated with the United States and Israel. So right now, the Iranians, despite all the damage that they've taken, and they have taken substantial damage inside their country, is actually in a very strong position. We, on the other hand, that have made all these strident, ill-advised demands and silly remarks, are sitting around trying to figure out what we are going to do next. We boast about destroying the Iranian Air Force. Well, the Iranians have not had an Air Force to speak of since the Shah left. Just isn't significant. Yeah. And as far as the Navy is concerned, well, we sank the 7 frigates that were the backbone of the Navy. We're dealing with small boats, and we seem to think that that's a significant achievement. And I was listening to General Kane, the chairman of the Joint Chiefs, read from what sounded like a spreadsheet from an accountant and tell us about all the sorties that have been flown and all the thousands of places we've struck and dropped bombs, as though this was a metric for success. We've learned nothing since 1965. We went through this in Vietnam. I remember as a young man listening in 1969, 70, 71 to similar officers in uniform stand there and tell us, well, today we flew this many sorties and we dropped these many bombs and this much tonnage. And the entire time we were doing this, we were losing the war. Nobody seemed to understand that until it was too late. I think now we are genuinely in a state of confusion. And I think that President Trump, as you point out, very definitely is looking for an off-ramp. The problem is no one's going to give it to him. He can't get it. And the Iranians are in no hurry to end this.
because they are winning. Nou, as jy gaan luister wat sê Douglas McGregor, niemand gaan vir Donald Trump 'n offering gee nie, hy gaan dit nie kry nie, en hulle gaan ook nie haastig wees om die oorlog te beëindig nie, want hulle is besig om te wen. So wat is aan die gang? Is dit so dat Amerika en Israel Iran gaan verwoes, en natuurlik het Dani Botha gesê, dankie Trump, dankie Netanyahu, en asof dit al klaar verby is. Maar kom ons gaan kyk, in sekere van die onderhoude met Douglas McGregor, het hy gesê, America has lost the war to Iran. En dan bespreek hulle dat daar, as jy gaan luister na daardie onderhoude, dan sal jy sien dat hy praat van die oorlog wat absoluut nie plaasvind soos Amerika dit wou gehad het nie. So hulle is besig om te retireer, hulle het opsies wat hulle probeer uitoefen en dit werk nie vir hulle nie. En in 'n ander onderhoud het hy gesê dat the Iran war will end horribly for the United States. En dis wat besig is om plaas te vind. So ek wonder, Dani, het jy miskien vir ons 'n antwoord daarop, want dis nie wat jy gedink het gaan gebeur nie. Jy het gedink het gaan maklik gewen word, dit het al klaar plaas gevind, hulle het hulle uitgeskiet. En maar dis nie wat aan die orde van die dag is nie. Ons sien 'n ander prentjie, en dis baie misleidend, hoe dat daar gesê word, Amerika wen hierdie oorlog, terwyl dit nie die geval is nie. Maar kom ons gaan kyk hoe Dani Botha dan dankie sê vir Trump en vir Netanyahu, en hy glo dat hulle instrumente is in die hand van God om Iran totaal te vernietig. Ons moet versigtig wees wanneer ons alles aan God toedig, dat die Here besig, want as dit die Here se plan was om Iran te vernietig, sou dit plaasgevind het, en dit vind nie plaas op die oomblik nie. Kom ons gaan kyk wat hy dan te sê het. Dankie Here Jesus, dankie Trump, dankie Israel, Netanyahu, dankie. Dankie dat julle dit gedoen het, die moed van die oortuiging gehad het, om die instrument in God se hand te wees, sodat hy sy toorn op hulle kan uitgiet, om die bose werke wat hulle nie in die lig wil bring nie, tentoon te stel, en hulle uit te haal, en hulle te verjaag oor hierdie aarde. And President Trump has demonstrated that he is a willing servant of Greater Israel too. So let's not kid ourselves. The idea was to go to war. They're going to say whatever they have to justify that retrospectively at this point. When this ends, those people are not going to stand up and say, oh, thank you, Mr. Trump. Thank you, Mr. Netanyahu. We're so grateful for the damage that you've done to us. But all these people must be on hallucinogenics. Douglas McGregor just insisted that Trump's Iran regime change operation will end horribly for the United States, will be a catastrophe, not unlike the catastrophes that the U.S. has faced in the last, 7 or 8 regime change operations. Nou ja, Dani Botha sê dalk te gou dankie aan Trump en Netanyahu. Die probleem is vir Dani Botha, hy praat van hierdie misdaadgolf in Iran, dit wat hulle doen, die boosheid. Nou wil ek vra, wat van die boosheid in Noord-Korea, in Afghanistan, Pakistan en baie ander dele van die wêreld, Hamas, hoekom praat hy nie daaroor nie? Hoekom stop die Here dit ook nie? Jy sien, Amerika was bevrees dat Iran dalk kernwapens gaan hê nou, en hulle gaan aanval daarmee, dit kan verrykende gevolge hê, en selfs vir Israel. Maar God het 'n plan met Israel. God gaan nie net vir Israel alleen laat nie. Daar is 'n plan met die volk Israel, en baie mense glo dit nie. Amerika egter gaan dalk van die toneel verdwyn as 'n wêreldmoondheid. Hy gaan nie die wêreldmag wees wat hy was nie. En dit gaan na Israel alleen laat, en dit natuurlik gaan plaasvind vorentoe. Maar hierdie oorlog wat aan die gang is, het geweldige skade aan, soos Douglas McGregor gesê het, beide kante, en gaan verrykende gevolge hê, wat 'n negatiewe impak op die hele wêreld gaan hê. Natuurlik ekonomies van aard. Maar kom ons gaan luister wat sê Dani Botha in die volgende videoklip. Hy praat van wat na hierdie oorlog gaan gebeur, dat die verbond gesluit gaan word met die anti-kris, en dan gaan die Gog en die Magog plak. Kom ons gaan luister wat sê Dani Botha.
En hier's die ding wat ek dink, wat in my hart leef, wat ek dink dat gaan gebeur. Die oomblik as die anti-kris die vrede sluit na hierdie oorlog, kan julle sien hoe naby is dit? Na hierdie oorlog wat nou voorlê met Donald Trump, gaan die anti-kris kom en hy sê, wel, ons gaan nou vrede maak. En dit is hoekom ek dink daai 10 konings wat van Openbaring 17 gepraat word, Daniël 2, 7 en 8. Daai 10 konings en dan die 3 wat uit die 10 uitkom, gaan 'n uur lank. Nou is dit nie meer jare nie. Hulle gaan net 'n uur lank saam met die anti-kris heers. En dis hoekom ek dink dit is in die verdrukking en die groot verdrukkings die 7 jaar tyd wat dit gaan gebeur. As die anti-kris met Israel vrede maak, dan sê Rusland nou wys. Nou vat ons dit nie meer nie. Dan kom Israel aan. Rusland aan teen Israel om hom en die anti-kris uit te wipe. En die oomblik as dit gebeur, wanneer hulle kom om Israel uit te vee, dis wanneer die Here gesê het, dan moet die wat op die land is nie teruggaan nie, en die wat op die dak is, moenie in die huise gaan nie. Hy sê, dan moet julle hardloop na die berg toe, Joel 2:32, want hy sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, want in Jerusalem en op die berg gaan daar ontkoming wees. Nou ja, Dani Botha, hy gebruik die skrifte totaal buite konteks. Hy sê na hierdie oorlog kan die anti-kris die verbond met Israel sluit. Nou dis 'n moontlikheid dat die two-state solution kan plaasvind na so 'n oorlog. Dat daar wel 'n verbond kan kom, maar wie sluit die verbond met Israel? Is dit die anti-kris in die begin van die 7 jaar saam wat Dani Botha hier uitwys? Nou as jy volgens Daniël 9:27 gaan kyk, sal jy sien dat die vors van Daniël is 'n politieke leier iewers in die wêreld. Hy kan die anti-kris, hy gaan waarskynlik ook die anti-kris in die middel van die 7 jaar word, die mens van sonde. Maar op hierdie stadium is hy die man wat dit gaan, he will cause it to happen. Die oorspronklike taal sê nie hy gaan dit sluit nie, he will cause it to happen. En dit gaan 'n verbond wees met die baie nasies. Tussen Israel natuurlik wat ook daar gaan wees, maar dis nie die anti-kris wat met Israel dit gaan sluit nie. En daar's baie van die leraars wat dit glo, want hulle is anti-kris behep in die begin van die 7 jaar. Dis absolute dwaling. Maar ons weet, nou sê hy na dit gaan na hierdie oorlog gebeur. Kom ons gaan kyk, hy sê Rusland gaan dit nou nie aanvaar nie. En nou wie's Rusland vir hom? Dis nou die Gog en die Magog. Nou gee vir my 'n skrif wat dit sê dat wanneer die verbond gesluit word, is Rusland dit nie gaan aanvaar nie, en dan gaan hy aankom teen Israel, om Israel en die anti-kris uit te wis. Geef vir my 'n skrifgedeelte wat dit staaf. Jy sien, hy eisegesis, hy plaas iets in die skrif wat nie daar is nie. Daar's nie 'n skrif wat sê dat die Gog en die Magog is die oorlog wat Israel en die anti-kris gaan uitwis nie. Hierdie oorlog vind plaas omdat God hom wil bekend maak aan die nasies, dat hy die God van Israel is. Jy gaan lees Jesegiel 38 en 39 en jy sal die antwoorde daar kry. Ons weet natuurlik die anti-kris word openbaar eers in die middel van die 7 jaar, by die abomination of desolation. So hoe gaan hy die anti-kris kom aanval, terwyl die anti-kris eintlik in die middel van die 7 jaar gaan begin met sy regering? Nou as Rusland aanval, dus vir hom is dit Gog en Magog, gaan Israel vlug na die berge. Nou wat sê die skrif wanneer vlug Israel? Gaan lees Matteus 24 vers 15 en aan, en jy sal sien dat Jesus praat van die abomination of desolation, en dan sal daar 'n groot verdrukking kom. Dis die middel van die 7 jaar. En dis by hierdie geleentheid waar Israel, hy sê die wat op die land is moet nie gaan sy goed te gaan haal nie, die wat op die dak is nie, hy sê dan moet julle vlug. Hy sê wie hulle wat swanger is en so gaan daardie dae, en die wat en bid dat dit nie in die winter mag plaasvind nie en op die Sabbat nie, dit vind plaas in die middel. Hy sê, Dani Botha sê, dit gebeur wanneer die verbond gesluit word aan die begin van die 7 jaar, dan vlug Israel. Die Bybel sê nêrens Israel gaan vlug nie, want God gaan goddelik vir hulle intree, wanneer die Gog en die Magog plaasvind. Dit is nie duidelik wanneer dit presies gaan gebeur nie, maar hy sê dis wanneer Israel, jy kan nie sien, hy verdraai die skrifte. En dan sê hy, Rusland is die Gog en die Magog. Kom ons gaan kyk na daardie bondgenote. Ja, dat ek vanaf net vir u wys op die kaart. Nou, hy glo dat Rusland is die Gog en die Magog, want hy sê, as jy 'n lyn trek van Israel af hier, dan
en jy trek op, is dit in Israel, in Moskou, maar die Bybel praat van wie is hierdie mense wat Israel gaan aanval. Dan praat hy van die Rosh, en hy praat van die Magog, hy praat van Gomer en Togarma, dis natuurlik Turkye en Put en Ethiopië en natuurlik ook Persia, dit is natuurlik Iran. Nou hoe gaan Iran vernietig word en nog steeds saam met sy bondgenote aanval gaan loods in Israel? Absoluut buite kan die skrif, hy gebruik die skrifte buite konteks en dis baie misleidend. Goed, kom ons gaan kyk na sy volgende video en hier gaan Dani Botha nou praat, hy gaan praat oor die groot verdrukking en die groot aardbewing wat gaan plaasvind en dat die wegraping eintlik moes plaasvind het alreeds. Kom ons gaan kyk hoe hy hierdie skrifte totaal buite konteks gebruik. Die dag as Gog teen die land van Israel aankom, spreek die Here, sal my grimmigheid in my neus opkom. Kema. Hy sê, my hot displeasure. God sê, in my ywer, my woede, in die vuur van my grimmigheid. Waarlik, in die dag sal daar 'n groot aardbewing wees in die land van Israel, sodat van my aangesig af weg sal bewe die visse van die see en die voëls van die hemel en die wilde diere van die veld en die gedierte wat op die grond kruip. En al die mense wat op die aarde is, en die berge sal omvergegooi word en die kraans in mekaar stort en al die mure op die aarde sal val. As God se woord dit sê, kan jy weet, daai aardbewing is so groot dat die mure op die aarde val. En dis hoekom ek dink ons is dan nie meer hier nie. Die wegraping het plaasgevind. En dan is dit die 7 jaar van die verdrukking en die groot verdrukking, wanneer die anti-kris kom en met Israel 'n vredesverdrag sluit. Nou jy kan sien duidelik die groot aardbewing volgens Jesegiel 38:19. Hy sê dan sal die wegraping al plaasvind het. Ons kan nie wees as daardie dinge plaasvind nie. Nou as jy gaan lees in Jesegiel 38, dit spreek van 'n geweldige gebeurtenis, hierdie aanval in Israel deur die Gog en die Magog. Nou ons moet letterlik seker nie altyd verstaan dat dit die hele wêreld se mure gaan omval nie, maar dat dit 'n geweldige effek gaan hê op die wêreld. En die nasie sal dan weet wie God is as die Gog en die Magog aankom teen Israel en hy gaan hulle daar vernietig. Hy sê dan sal die verdrukking en die groot verdrukking sal begin en nou ja, dis wat Dani Botha glo, wat al die preterpers glo, hulle glo na die wegraping moet dit gebeur en nou ja, dis nie so maklik om dit te verklaar deur 'n skrifte buite konteks te gebruik nie. En dis wat hierdie man doen, baie lief om skrifte buitekant konteks te gebruik. Nou kom ons gaan kyk na sy volgende videoklip, waar hy praat oor die wegraping en die benoudheid van Jakob en hoe dit uit konteks gebruik, die benoudheid van Jakob. Kom ons gaan kyk. Die wegraping kan dan net sowel in die begin van die verdrukkingstyd plaasvind. En hierdie is die tyd, the time of Jacob's trouble. Sagaria 12 vers 1 tot 3, God sê ek gaan Israel 'n swaar klip maak. En al die nasies van die aarde gaan teen hulle aankom, maar elkeen wat daai klip probeer optel, sal hom daarmee sekerlik seermaak. Nou goed, Dani Botha sê dat die wegraping in die begin van die verdrukking gaan plaasvind. Sê hulle dan nie altyd dat gaan voor die verdrukking plaasvind nie. Nou ja, daar's baie weersprekings onder mekaar en dan gebruik hy natuurlik 'n skrif buite konteks, Sagaria 12 vers 1 tot 3. As jy daai skrifgedeelte gaan lees in die hele hoofstuk, ons moet nie net een skrifgie vat en 'n leerstelling daarvan maak. Jy gaan kyk na die hele hoofstuk, wat is die konteks daarvan? Dan sê hy dit is die benoudheid van Jakob vir 7 jaar, maar hierdie praat van die slag van Armageddon wat gaan plaasvind aan die einde van dae. Dit is waarvan Sagaria 12 praat. En gaan kyk daarna en jy sal sien dis die nasies wat versamel word, wat aankom teen Jerusalem. Die nasies gaan nie nou aankom teen Jerusalem nie, en hulle gaan ook in die begin van die 7 jaar aankom teen Jerusalem nie. En nou ja, dit is wat Dani Botha glo, en die skrif uit konteks, dit spreek van die slag van Armageddon. Nou kom ons gaan kyk waar hy dan nou praat oor die tekens van die tye. Hy praat oor die tekens van die tye, dat die Here met die Jode praat en nie met die kerk nie.
Dan gebruik hy Lukas 21:28 uit konteks uit. Kom ons gaan kyk. En na mate ek en jy hierdie goed sien gebeur. Die skrif sê op 'n stadium, ook daar so in Lukas, hy sê, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, hef op julle hoofde en weet dat julle verlossing naby is voor die deur. Nou, hy praat nie met die kerk daar nie. Daar praat hy met die Jode. En hy sê vir hulle, as julle in hierdie verdrukkingstyd is, en die antichrist het julle die tempel gegee het, en dan stel hy weer die offers af, en dan begin hy die Jode doodmaak. Hy sê, wanneer julle hierdie goed sien, hef op julle hoofde, weet julle verlossing is naby. Ek en jy sien die tekens van die tye. Ons sien dat die tyd wat God die kerk uit hierdie gemors uit moet wegvat, is baie naby. As ek so luister na Rick Renner, Jack Van Impe, Hal Lindsey, ek luister na Chuck Missler, al hierdie groot teoloë, kerkmense, sê almal, dis nou naby. Ons is nou naby. Rick Renner sê, ons is werklik waar in die laaste jaar of 2 voordat ons die Here gaan sien. En hoe wonderlik is dit? Want die skrif sê in 1 Tessalonisense 4 is dit 18, bemoedig mekaar met hierdie woorde, dat die Here self van die hemel af sal neerdal, met die geroep, met die stem van die aartsengel. Dan sal die wat in Christus gesterf het, eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle weggevoer word. Die wolke in die lug, die Here tegemoet, so sal ons altyd by die Here wees. Dis wat Jesus gesê het in Johannes 14. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Nou ja, kom ons gaan kyk wat het Dani Botha alles gesê. Hy sê na al hierdie dinge wat hy natuurlik bespreek het, sê hy dan, verwys hy na Lukas 21 vers 28, as julle hierdie dinge sien gebeur, kyk op, julle verlossing is naby. Dan sê hy, die Jesus praat nie met die kerk nie, maar met die Jode. Nou wat is die konteks? Ons moet gaan kyk, as jy Matteus, Markus, Lukas gaan luister, selfs Johannes 14 wat hy genoem het, praat hy met die Jode of praat hy met sy uitverkore, wedergebore kinders? En dit is die konteks. As ons gaan kyk na die tekens van die tye waarna Jesus verwys het, dan praat hy van die begin van smarte, hy praat van die groot verdrukking, hy praat natuurlik van die abomination of desolation natuurlik ook, en dan natuurlik sê hy, dan sal die son swart word, die maan soos bloed. En as daai goed gebeur, in Lukas 21 vers 28 sê hy, as julle hierdie dinge sien gebeur, kyk op, julle verlossing is naby. Nou ek wil vir sê dat die Jode gaan natuurlik in die verdrukking wees, die wat vervolg en doodgemaak gaan word, hulle gaan waarskynlik nie gered word nie, daar is natuurlik 'n groep Jode wat vlug na die woestyn, ons glo dit is Petra of waar ook al in die berge, gaan God vir hulle bewaar vir 1260 dae lank, hy gaan hulle onderhou daar, en as hy terugkom, sal die Jode in hardloop by die skeur, by die Olyfberg, en 1/3 van die Jode gaan gered word. Nou, die Here praat met sy kerk, hy sê, as julle die teken sien, want die Jode vra vir hom, die apostels van die Nuwe Testament vra hom, Here, wat is die teken van die koms? En dan verduidelik hy vir hulle presies wat ek nou vir julle gesê het. En hulle moet dan opkyk as daai goed gebeur. Dit gaan nie in die begin van die 7 jaar gebeur nie. Nou, die tekens vir die Jode is, wat is die tekens vir die kerk daar nie? Want julle sê, daar is geen tekens wat die wegraping aandui nie. Dis 'n signless event. Dis wat Raymond Lombard sê en baie ander, dis 'n tekenlose gebeurtenis. Maar wat is die teken nou vir die kerk? As jy nou kort sê, maar dis naby. Hoe weet jy? So, hy sê dat God ons uit hierdie gemors gaan kom uithaal, natuurlik by 'n pre-trib rapture, en dis baie naby. Nou as daar geen tekens vir 'n pre-trib rapture is nie, hoe weet hy dit? Hoe weet hy dis naby? Hoe weet hy dit? Want hierdie goed gebeur al dekades lank, hierdie oorloë en goed wat plaasvind. Hoe weet hy dis naby? Jy sien, hulle weerspreek mekaar, hulle sê hierdie goed want dit klink goed. Goed, kom ons gaan kyk verder. Dan verwys hy na groot godsmanne soos Rick Renner, Jack Van Impe, Chuck Missler en Hal Lindsey, almal natuurlik pre-trippers, en natuurlik gaan hulle luister na hulle, en natuurlik gaan hulle vir hom groot godsmanne wees. Is hierdie mense gered? Ja, ek glo nie, hulle is ongered nie, maar daar's baie mense wat dit baie goed bedoel met die Here, but they are sincerely wrong. They are very sincere of God, but they are very sincerely wrong. En hierdie mense glo almal in 'n pre-trib rapture, en dis baie naby.
Nou weet hulle dis naby. Hulle sien dan die wegraping en die tekens nie. Jy sien, dit is misleidend. Nou hierdie mense voorspel elke jaar dat die wegraping naby is. Maar gaan kyk na die geskiedenis van hulle voorspellings. En Dani Botha, dit is vir hom baie nog vas in die geheue behoort te wees, 23 September 2025, gaan kyk na hulle voorspellings. Dit het nie gebeur nie. Want daar is sekere goed wat nog moet plaasvind. Dis baie duidelik. Die son moet swart word, die maan soos bloed. Daarna sal die wederkoms van Christus plaasvind en die vereniging van gelowiges. Dit gaan nie nou gebeur nie. En dit is 'n mite. Nou ja, dan gebruik Dani Botha 1 Tessalonisense 4 vers 18 en baie van die pre-trippers gebruik het. Dan is 'n gemaklike doktrine, dis 'n gemaklike leerstelling. Hy sê bemoedig mekaar, want die Here gaan kom tot in die lig en ons gaan ontmoet in die lig en ons moet mekaar bemoedig, dis 'n pre-trip rapture. Maar waaroor gaan hierdie bemoediging? Dit gaan oor die geliefdes wat ons vooruit gegaan het. Dit is wat Paulus hier verduidelik aan die gemeente van Thessalonika. Want hulle is bekommerd oor hulle geliefdes wat heen gegaan het, wat al gesterf het, gaan ons hulle weer sien. Dan sê Paulus, ja, as Jesus terugkom, dan bring hy die wat ontslaap het in Christus, bring hy saam. Hy sê, dan sal ons weer met hulle verenig. Hy sê, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Kan jy sien hoe maklik kan jy skrifgedeelte buite konteks gebruik? Jammer Dani, dit werk nie so nie. Dis baie misleidend. Nou goed, konteks is baie belangrik en dis wat baie van hierdie mense nie doen nie. Maar mag die Here ons help dat ons die eindtyd eskatologie reg sal verstaan in goeie eksegese, in die regte konteks, want dit kan jou kos wanneer jy dit verkeerd het. Nou ja, mag die Here ons seën tot 'n volgende keer. Totsiens.